is trots op jou. Dis nie waar nie. Jy is nie alleen nie. Moenie bang wees nie. Laat ek help. Ek is lief vir jou. Ek is met jou. Dis okay. Hou aan sterk wees. Onthou dis 'n leuen. Ek is trots op jou. Jy's nie alleen nie. Jy is waardig. Ek is meer as net 'n gevoel in aanbidding. Ek is die gees van die lewendige God. Ek is jou helper. Awesome. Ons is in ons reeks oor die Heilige Gees, die tweede week daarvan. En ons chat bietjie oor wie is hierdie Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees? Hoe werk hy? Hoekom is die Heilige Gees vir ons gegee? En baie van ons het opinies en dalk belewennisse rondom die Heilige Gees. En hierdie reeks is om ons net weer te help. Wat sê die woord? Hoekom is die Heilige Gees gegee? Hoekom het ons hom ontvang? Hoe werk hy? Hoe operate hy? En ons praat vandag oor doping in die Heilige Gees, die belofte wat die Here gegee het, wat daar is om jou lewe te verander. Nou, het jy al ooit 'n belofte gekry wat verdwyn het? Soos iemand wat vir jou sê, ek gaan jou bel, en dan doen hulle nie. Of, yes, ons moet 'n koffie kry, en dan gebeur dit nie. Of, yes, ek gaan jou daar kry, ek sal al wees, en dan sien julle eers weer by 'n begrafnis. Almal kan relate. Nou, God is heeltemal anders. Hy werk nie so nie. Nou, Dwight L. Moody sê die volgende: God never makes a promise that is too good to be true. As God dit beloof het, dan sal dit so wees. As God praat, dan gebeur dit. En as ons praat vandag oor doping in die Heilige Gees, dis nie een of ander oulike idee of een of ander fancy teologie nie. Dis 'n belofte wat ons in sy woord kry, dat ons gedoop sal word in die Heilige Gees. Nou, doping in die Heilige Gees is 'n belofte van die Vader. Die eerste ding wat ons oor gaan chat is, dis 'n profetiese belofte, dat God sy Gees sal uitstort. Nou, ons sien dit al in die boek Joël, so hier is julle tyd, haal julle Bybels uit, kry julle notaboeke reg om notes te maak. So ons gaan begin lees uit Joël 2 vers 28 en dit sê die volgende: Daarna sal ek my Gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien. Let op wat sê hierdie skrif: alle mense. Nie net die heiliges nie net die georganiseerdes, die wat alles in plek het, alles uitgesort het nie. Nie die mense wat net hulle Bybel, of wat hulle Bybels lees sonder om in die slaap te raak nie. Hierdie is vir almal. As jy asemhaal, dan kwalifiseer jy. Nou, die tweede ding is, God beloof sy Gees om in ons binneste te wees. Esegiel 36 vers 27 sê, en ek gee my Gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Hier sien ons klaar twee skrifte in die Ou Testament, wat die belofte is, dat God sy Gees gaan stuur. Hierdie is nog voor Jesus enigsins daaroor gepraat het, sien ons dat God sy Gees gaan gee, om in ons te wees. En God sê nie, hierdie is my Gees, wat ek net vir jou gaan gee op Sondag, tydens kerkdienste nie. Dis nie net vir naweke nie. Wat hy hier sê is, ek gaan kom intrek. Ek gaan in jou kom woon. Hierdie is nie soos 'n Airbnb situasie nie. Hierdie is permanent residency. Soos ek gaan inkom en ek gaan intrek en ek gaan daar bly.
en dis waar ek wil wees. Want dis wat die belofte sê. En dan sien ons waar Jesus kom, en hy stuur die belofte. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly, totdat julle van God af met krag bemagtig is. Hierso sien ons, die belofte van my Vader gaan hy aan julle stuur. Nou, die Engels sê dit vir my mooi, hy brei uit op hierdie belofte. Hy sê, and now I will send the Holy Spirit just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Jesus is basically die delivery service wat vir ons die Heilige Gees kom gee. Hy moes opgaan, ons gaan in hemelvaart, gaan ons daaroor gesels, maar hy moes opgegaan het, en die Vader gee aan hom die autoriteit om te sê, stuur my Gees aan die mense. Dit is anders as Takealot. Jesus is betyds. Sy timing is perfect. En hy gee op die regte tyd, en stort hy sy Gees uit. Maar die skrif sê, Jesus sal ons doop met sy Heilige Gees. Matteus 3 vers 11 sê die volgende. Ek doop julle wel met water as 'n teken van julle bekering. Maar na my kom daar iemand wat baie belangriker is as ek, soveel belangriker, dat ek nie eers goed genoeg is om soos 'n slaaf sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Johannes sê, ek gebruik water. Jesus sê, ek gaan vuur bring en ek gaan julle doop. Leonard Ravenhill sê die volgende, the Holy Spirit is the fire that makes the church burn bright. Kerk wat nie die Heilige Gees het nie, kan nie Jesus uitstraal soos wat hulle moet nie. Ons het nodig om die Heilige Gees te hê. Ons het nodig om sy Gees in ons te hê. Ons gaan hierdie skrifgedeelte later in hierdie reeks deurgaan, maar die skrif sê letterlik, wanneer ek julle doop, sal julle my getuies wees. Dis letterlik iets wat in werking gesit word wanneer ons met sy Gees gedoop word. So as ons sê, ons is 'n kerk, wat ligdraers wil wees, wat Christus binne ons wil hê, dan sê ons, Jesus, maar kom doop ons met jou Heilige Gees, sodat ons hierdie draers kan wees, hierdie draers van hoop, hierdie vuur wat so helder brand, dat ander dit kan sien. Want wanneer die Gees oor ons kom, sal ons sy getuies wees, sal ons dit dra. Maar dan kom die skrif, en ons sien, waar Jesus kom en hy sê, vir die disippels, julle moet gaan wag. Julle moet wag op hierdie gawe, hierdie geskenk wat ek vir julle wil gee. Julle het nodig om te gaan wag daarvoor. Handelinge 1 vers 4 tot 5. 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Jy sien, wag is moeilik. Wie kan relate? Wag is nie lekker nie. Niemand hou van die wagperiode nie, veral in vandag se era wat alles fast food generation is. Soos ons soek alles net quick fix, ons wou al klaar die 5 miljoen rand se huis en 'n fancy kar gehad het en alles uitgefigure het en alles uitgesort het. Ons is nie bereid om te wag nie. Soos 2-minute noodles vat te lank. En as die wifi buffer, dan is dit een of ander persoonlike geestelike attack op jou lewe. Ons like nie om te wag nie. Maar God sê, moenie beweeg voordat julle nie my krag ontvang het nie. Gaan wag daarvoor. Nou, Pinksterdag is waar ons sien waar die vervulling van God se belofte gebeur. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Op Pinksterdag
7 weke na Jesus se opstanding, was die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul, maar waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Wil jy met hier fokus? Die woord wat hier gebruik is, skielik. Hulle het gewag. Maar dit was nie soos hier is iets stelselmatig besig om te gebeur nie. Dit was soos boef, skielik. En ja, soms werk God deur prosesse, maar soms werk hy skielik. En hy kom gee vir jou die beloftes van sy woord. Ons sien hierso, dadelik daar was 3 tekens dat hierdie instantaneously boef, hier gebeur het. Wind, vuur, tale. Kan jy imagine wat se chaos is dit? Dink gou by jouself, jy het 'n vertrek met 20 ouens. Almal van ander dele van die wêreld af. Almal wat 'n ander taal praat, maar nie een verstaan mekaar nie. En daar vind 'n aardbewing plaas. En daar word geskarrel. Nie een kan met mekaar kommunikeer nie. Kan jy dink hoe dit moet klink? Kan jy dink wat so absolute chaos dit moet wees vir 'n buitestander wat dit moet hoor? Dis pretty much wat hier gebeur het. Dit is chaos, dis vuur, dis wind, en al hierdie tale, hierdie is nie een of ander morbiede begrafnis vibe nie. Hierdie is 'n absolute ontploffing uit die hemel uit wat plaasvind. Maar Petrus kom en hy verduidelik, want daar's mense van buite af wat nie verstaan wat aangaan nie. En onseker is. En hy kom en hy kom reaffirm net, dat dit wat nou net gebeur het, is die profesie van Joël, wat nou net plaasgevind het. Handelinge 2 vers 14 tot 18. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Hy het die skare met 'n harde stem toegespreek. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek gaan sê. Hy wil regtig julle moet luister, want hy sê julle moet nou goed luister. Okay. Party van julle beweer hierdie mense is dronk, maar nie waar nie. Dis heeltemal te vroeg daarvoor. Mense is nie 9 uur in die oggend al dronk nie. Hy sê nee, wat hier gebeur is waarvan God deur die profeet Joël gepraat het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op elke mens. Julle seuns en julle dogters sal die woord van God verkondig. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, die mans en vrouens wat in my diens staan, sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal my woord verkondig. Petrus kom en hy sê, guys, hierdie ouens is nie dronk nie. Ek weet dit klink chaos, maar het is 9 uur in die oggend. Soos, selfs in ons konteks in Suid-Afrika is 9 uur so 'n bietjie vroeg, right? Nou, hierdie is wat God beloof het. Dit was sy belofte gewees, dat dit is wat gaan gebeur. Jesus het die gawe uitgestort. Handelinge 2 vers 33. Then God exalted him to his right hand upon the throne of the highest honor. And the Father gave him the authority to send the promised Holy Spirit, which is being poured out upon us today. This is what you're seeing and hearing. Dis wat ons sien, dis wat ons hoor. Dit mag dalk 'n vreemde belewenis wees wanneer God sy gees uitstort. Dit mag dalk iets wees waaraan ons nie gewoond is nie. Dit mag dalk partykeer bietjie chaos lyk. Maar net omdat ons dit nie gewoond is nie en ons dit nie verstaan nie, kan ons dit nie minder maak as wat dit is nie.
want dit bly God se belofte, dat hy jou met sy gees wil kom doop. Stephen Furtick sê die volgende: God's promises are not empty words. They are containers of power. As God 'n woord gee, as God 'n belofte gee, kan jy maar net vashou. Want daar's iets in dit. Dalk het dit nog nie gebeur nie. Dalk is jy in 'n wagperiode, maar dit kan skielik gebeur. Soos wat hy sy gees uitstort. Nou, dit was nie net op hierdie dag, Pinksterdag, waar die Heilige Gees uitgestort is nie. Ons sien dit later ook, net soos op Pinksterdag. Ons sien dit in Handelinge 10 vers 44 tot 47. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Petrus preek nog. Hy's nog besig om te preek. En die Heilige Gees sê, ek gaan nie wag vir jou slotgebed nie, want ek wil nou hierdie mense doop met my Gees. En boem, daar is dit. Hierdie is vir my amper soos, as ek aan my kinders dink, soos wanneer ek besig is om te bid en hulle begin al eet, nog voor ek amen gesê het. Dis so tipe, die Here wag nie vir die amen, hy wag nie vir die slotgebed nie. Want daar was ouens met 'n begeerte na Jesus gewees, wat sy Gees nodig het, en daar is dit. En hy gee die geskenk aan hulle. Ons sien dit ook in Handelinge 11 vers 15 tot 17. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Verwys terug na Pinksterdag toe. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo. En God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Hierdie was nie net vir sekere mense nie. Was nie net vir die Jode gewees nie. Dit was vir die wat in Christus glo. Die wat in hom glo en 'n begeerte het om meer van hom te hê. Om die gawe te ontvang wat Christus beloof het. En Petrus sê dit in hierdie skrif. Dis dieselfde as wat met ons gebeur het. Ons het hierdie begeerte gehad, dat ons 'n belofte, daar's iets meer waarvoor ons moet wag. En dit gebeur met hulle. En dit wat met hulle gebeur het, hier later, dit was nie 'n light version of 'n trial version van wat op Pinksterdag gebeur het nie. Dit was presies dieselfde. Die woord sê, the same spirit that raised Christ from the dead lives in us. Bly binne my en jou. Selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat op Pinksterdag neergestort het en wat nog steeds vrylik toeganklik is vir my en jou. So wat beteken dit vir my en jou? As ons praat oor doping met die Heilige Gees. Ek wil begin deur te sê, doping met die Heilige Gees is nie 'n bonus nie. Dis nie 'n opsionele ekstra wat jou hierdie amazingly beter Christen gaan maak nie. Dit is ook nie 'n ding van eendag as ek reg is, tipe ding nie. Dis 'n belofte van die Vader af. Dis 'n gawe wat hy vir jou wil gee. Bill Johnson sê, you don't need more of God, you need to experience more of what you already have. Dit slaat tot jou beskikking. Jy het nie nodig om hierdie bonatuurlike, amazing experience te hê en 17 ure op jou gesig te lê nie.
Die belofte is klaar daar, dit is klaar vir jou gegee. Jy het nodig net te beleef dit wat klaar reeds tot jou beskikking is. En dalk is jy al gedoop met die Heilige Gees. Dalk is jy nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Ek wil vir jou sê, begin nou al 'n urgency in jou hart kweek om met sy Gees gevul te wees. Om deurdrenk te wees met sy Heilige Gees. Soos wat ons oploop na Pinkster toe. Pinkster Sondag gaan ons bid vir doping met die Heilige Gees. En ons doen juis hierdie reeks oploop na Pinkster toe, sodat as jy nie die Heilige Gees en die werking van sy Gees verstaan nie, dat jy beter grasp het op dit, maar ek wil hê dat daar 'n honger in ons moet kweek, vir doping met sy Heilige Gees. En daai Pinkster Sondag gaan ons wag. En ons gaan wag om gedoop te word met sy Heilige Gees. Ek wil nie hê dat ons net moet hoor van Pinkster nie. En dis amazing wat gebeur het op Pinksterdag nie. Ek wil hê dat ek en jy soek na ons eie Pinkster belewenis. Ons eie persoonlike oomblik waar ons gedoop word met sy Heilige Gees. Ons gevul word met sy Gees. Ons moet nie net glo in die belofte wat ons in sy woord sien nie. Ons het nodig om die belofte te ontvang. Ons moet nie net kerk toe kom nie. Ek wil hê dat ons moet draers wees van sy Gees. Soos wat ek gesê het. Woord sê, wanneer die Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Ons is nie gemaak om net kerk toe te kom nie. Ons is gemaak om vol te wees van sy Gees. Draers te wees van sy Gees. Sy getuies te wees, te deel met ander. My vraag vanoggend is nie, is die Heilige Gees nog beskikbaar? My vraag aan jou is jy beskikbaar om die Heilige Gees te ontvang? Deur hom gebruik te word. En nie net dat hy 'n companion is wat soms langs jou loop nie, maar dat hy heeltyd deel is van alles van jou. Kom ons sluit die oë. Jesus, dankie vir hierdie belofte. Dankie dat ons sien hoe jou belofte in werking getree het op Pinksterdag. Maar hoe dat ons soveel keer na dit gesien het, hoe hierdie belofte nog steeds gebeur in mense se lewens. Here, kom kweek 'n honger in ons, om gedoop te word met die Heilige Gees. Om werklik deurdrenk te word met u Gees. Dat elke ding wat ons dink, elke ding wat ons doen, elke plek waar ons beweeg, dat dit gelei sal wees deur die Gees, dat dit niks uit ons uit sal kom nie, maar dat dit uit u uit sal kom. Here, wees naby. Here, plant die begeerte in ons, om te soek na u Gees. Gevul te word met die Heilige Gees. Here, dankie, dat ons kan vashou aan die woord, en die beloftes. U is goed, U is groot, ons loof U. Amen. Ek eindig af. Toe ek nog 'n tiener was, voel vir my baie lank terug. Weet vir van julle is dit dalk nog meer langer terug, maar dit voel vir my soos 'n ewigheid. Maar daar was 'n tyd in my lewe wat ek 'n begeerte gehad het om met sy Gees gedoop te word. Ek het so begeerte gehad, dat ek op elke liewe uitnodiging wat gemaak is, het ek uitgegaan. Sê ons
bid vir verkoues vandag. Hoekom het jy verkoue? Nee, ek wil gedoop word met die Heilige Gees. Volgende uitnodiging is ek daar. Volgende worship aand is ek daar, want God het 'n belofte. Ek wag op sy belofte. En een dag toe ek die minste verwag. Net gesê, Here, ek wil nie hê dat daar iets in ons, in die pad moet staan nie. As daar iets is wat in die pad staan, ek kom lê dit net neer. Here, hier is ek. My hande opgesteek. En skielik word ek gedoop met sy Gees. En ek wil jou encourage, dat as dit dalk al iets is waarna jy gesoek het, iets waaroor jy wonder, jy moet wag daarvoor. Die Here gaan dit gee op die regte tyd. Maar ek wil vir jou sê, moenie ophou soek nie. Moenie ophou vra vir sy Gees nie. Mens is nooit weer dieselfde as sy Gees in jou kom bly. Jy kan nie wees nie. Dit is onmoontlik. So ek wil vir jou sê, in hierdie volgende paar weke, soos wat ons journey, vra elke dag vir die Here. En dalk doop hy jou in bad by die huis met sy Gees, of iewers terwyl jy lank pad ry. Dit hoef nie by die kerk te gebeur nie. Kan iewers wees waar jy en hy net alleen is. Maar soek hom. Vra vir sy Gees. Vra dat jy gedoop word met sy Gees. Amen.